Huis toe, bos toe, veld toe, berg toe, see toe. Kry alles wat jy nodig het vir elke avontuur by Outdoor Warehouse, trotse borg van die buitelewe program. Aan die gang met Antoine, slegs op Pretoria FM. En in die ateljee het ons vir Mike Spies, hy is van Namakwa Toere en hy is vandag hier so by ons in die ateljee in Pretoria. Mike, welkom. Baie dankie, goeiemiddag, is lekker om hier by julle te wees en ek moet sê, ek hou van waar julle geleë is. Ek kom wel van Namakwaland af en almal hier in Pretoria sê mos alles aan die kant, die Vaalrivier is die Kaap. Ja. So ek kom tegnies van die Kaap af, maar ek skreef vir die blou span. Mooi skoot, Ja, mooi skoot. En daar's mos daarmee naweek groot Ja. hier langs aan. Ja. Nee, kyk, ek staan baie keer hier op die stoep hier so aan die suidekant van die gebou. Ja. En dan kyk ek vir hierdie monument vir rugby, Loftus Stadion. Dis Versveld. Ja. So ek het al begin om die spreiligte se gloeilampe te tel en altyd jy leer om intiem ken, jy weet. Ja, ek is bly ek en my swaar gaan nie die naweek by mekaar wees nie. Ons kyk baie graag saam rugby, maar wanneer dit 'n Noord-Suid derby is, dan sit ek en swaar nie altyd om dieselfde vuur nie. So, Ja, maar dis hoe dit hoort. Ek is bly ek's in Pretoria die naweek. Maar ons is bly jy is hier want ons kry 'n geleentheid om regtig nou 'n interessante gesprek te hê met iemand wat die wêreld ken nogal. En jy's 'n man wat die heeltyd toer. Ja. As ek by gesprek is of iewers by 'n kuier is of wat, mense vra vir my, wat doen jy vir 'n lewe? En ek sê vir hulle, ek hou vakansie vir 'n lewe, dan kry jy altyd eers so snaakse kyk en die oomblik as jy begin verduidelik, dan verstaan hulle meer. Maar ja, weet jy, ek is baie geseënd. Ek geniet my werk verskriklik. Dit voel nie soos werk nie. En om die wêreld en spesifiek Suider-Afrika, hier is soveel skatte in hierdie pragtige deel van die wêreld. So ja, om dit te sien en so gereeld nuwe plekke te ontdek en terug te gaan na ou plekke wat spesiaal is, dis lekker. Nou jy sal dit nou nie hoor nie want jy het nou nie oorfone op nie, maar ek het nou die geleide van wat ek dis regtig in Namakwaland opgeneem. So ek het nou die geleide daar in die agtergrond. So luisteraars kan nou so ons maak of ons in die buitelug is met al hierdie melktertie. Ek is seker my ma of iemand sal dit opneem en vir my speel. Nee, ek sal nou vir jou dit nou as haar liedjie speel, sal ek vir jou op die luidspreker speel. Maar in elk geval, so jy kan nou 'n verbeeldingsvlug neem as jy nou luister. Ons is in Namakwaland. Mike, so jy kom nou pas terug van 'n toer deur Namibië en Botswana. Wat was die mees onvergeetlike oomblik van jou reis? Jo, wat 'n pragtige deel. Ons was Noord-Namibië, die ou Caprivi wat nou die Zambesi strook is en die Kavango streek en 'n paar plekke in Botswana, so hier en daar 'n plekkie wat ons nog hier tevore by was. Maar ek en my vrou Marnay, ons het nou basies 'n rekkie toer noem ons dit, maar dit is gaan beplan nuwe roetes, gaan beplan nuwe toere, gaan kyk na nuwe lodges en plekke. Maar ons het nou spesifieke punt daarvan gemaak om ook die mense se leefstyl te probeer vasvang en ervaar en sien en toe ons daar op een stadium langs die Kavango rivier is, sê Marnay vir my stop en ek stop die kar en sy gryp die kamera en sy begin neem hierdie man wat besig is om sy beeste in die Kavango rivier in te jaag. Ja, daar is krokodille en daar is seekoeie in die Kavango rivier en hierdie ou jaag nie net sy beeste met die stok in die water in nie. Hy spring agter hulle binne in die water in en hy duik en hy skree en hy raas en hy gaan te kere en dit was 'n ongelooflike oomblik en natuurlik Marnay neem foto's en ek besluit wag, ek moet kyk wat hier aan gaan, stop en klim uit en stap toe na die man toe hy nou op pad terug is en ek sien toe daar swem sy beeste, hulle is in die rivier in en ek gaan vra toe vir hom, ek sê Tom, jy lyk baie gelukkig, wat gebeur? Hy sê ja, nee, sy naam is Happy, toevallig. Ek het nogal op die video wat ek geneem het gesê, die man lyk baie gelukkig. En sy naam is toevallig toe Happy. Hy sê nee, hy het 48 beeste. Ek dink hy's 'n baie ryk man. En hy jaag nou sy beeste oor die rivier dat hulle in Angola gaan wei, want die gras daar is beter. Dis droog op die oomblik hier. Jy kan dit nie glo nie, die wêreld is grasgroen. Ek is seker almal weet van al die reën. Hier by julle het julle ook verspoel en al wat 'n rivier is. Dis ook so baie slaggate ook het nou op jou. Ja, presies, ja. Dit is die rede. Wel, ons het meer as gewoonlik. Kom ons stel dit anders. Ons het dieselfde hoeveelheid, dit is net groter. Yes. Nee, so ja, dit was
'n ongelooflike oomblik gewees om te sien hoe die mense daar lewe. Ja, en die groen, die reën. Daar's dele van Namibië wat nog baie droog is. Daar's dele van Namibië wat werklik nou die reën brood nodig gehad het om te sien. Ons het ons is so 2 weke amper 2 weke in Namibië en so 2 weke in Botswana gewees. En elke liewe dag vandat ons windhoek bereik het ons reën gehad en die meeste dae was dit swaar reën. So dit is iets wat vir my uitgestaan het. Ek meen ons kom van 'n droë deel van die land af waar reën vir ons net so brood nodig is. Ons verstaan droogte. Ons is deur daai 2017 en al die jare rondom dit, maar spesifiek 2017 was vir ons 'n verskriklike jaar gewees. So ja, dit was nogal iets wat vir my wonderlik was van die spesifieke toer. Kyk, daai is natuurlik 'n deel van die wêreld wat die natuurlewe het al aangepas by droogte. Dis hoe droog dit is. Jep. Ja, nee, verseker. Ek sit en wonder, ek hoor altyd die stories, maar as 'n mens nou daar in die duine is en dit reën so hard, as jy nou gelukkig is om in die woestyn te kan wees, reën dit ooit hard genoeg dat daar plasse tussen die duine is? Ons was al by Sossusvlei gewees, die Namib-woestyn, waar die Chauga rivier afkom en waar Sossusvlei vol water is. So ja, onthou nou net gou, die woestynse riviere se water kom nie noodwendig net van die water wat val op die duine nie. Dit kom ook van die berge, die Naukliffberge rondom die Namib-woestyn. Is nog eintlik tegnies in die woestyn, maar sê maar rondom. Sossusvlei toevallig beteken ook doodloopvlei en dis wat dit so spesiaal maak is. Ja, Chauga rivier wat daar in die Namib-woestyn vloei en dan kom hy net op hierdie punt in die duine wat toegewaai het, waar die Chauga rivier se loop toegewaai het en hierdie groot massiewe duine gevorm het. En om dit vol water te sien is nogal iets besonders. Nee, dit moet wees. Ja. En ons het dit al so gesien en ons was al by Sossusvlei waar ek en Marnay 'n gemsbok gesien omval en vrek van droogte, van hongersnood. Ja, so uiterstes. Nee, die woestyn het alles. Sjoe, gee en neem. Seker. Ek dink ons luister nou 'n bietjie musiek en dan gesels ons verder. Kom tuis in Afrikaans. Pretoria FM. Ons is terug in die Namakwa. Jy kan die klankies hoor. Dankie Janine, jy speel dit nogal so lekker in die agtergrond. Kom ek praat gou net oor jou belangstelling in hierdie tipe ekotourisme. Kan mense dit ekotourisme noem of ja, net seker. Waar kom dit vandaan? Die eko doen nie het verkeerd. Ja. Nou, waar kom jou liefde vir dit vandaan? Want hierdie is nogal iets, dis intens. Dis meer as net 'n voltydse werk. Hierdie is goeders wat oor 'n leefstyl. Ja. Ja, Antoine, dit is seker nie vir almal nie. Maar ek wil niks anders doen nie. Dit kom eintlik maar terug. My oupa en my pa het destyds in 1985, nou moet ek hom ook net hier oor die lig sê hoe jonk ek is. Ek was toe nog nie gebore nie. Het my pa en my oupa besluit om toere te doen. Hulle heel eerste toer was na Scottsboro in die Suidkus. Ja. Jy sal nie glo nie, my ma was 'n betaalde toerlid op daai toer. Hulle het mekaar nie geken voor daai toer nie. Hoe? Fantasties. Luister nou nie, né? My pa het gehelp met die goed aanry en alles. My oupa het hierdie idee gehad, hy wil toere doen. En hy enigiets wat hy wou doen, het hy aangepak en gekyk of dit werk en die ding het gewerk. Maar in elk geval, my ma het R50 deposito betaal en sy sou die balans afbetaal na die toer. Sy's met die bus na Scottsboro, sy saam met my pa met die bakkie terug Pretoria toe en sy betaal die res van haar lewe af vir daai toer. So. Maar dis is soms 'n tong in die kies gesê, maar ja, ek dink jou pad agterkom hy skuld daar. Ja. maar ja, so toe het my ma hulle toe getrou en my ma het swanger geraak en my oupa het 'n toer beplan gehad toe ek 3 weke oud is na nog destyds Suidwes, nou Namibië. Nee. Wat moet hulle nou doen? My pa moet die bus bestuur en my ma's die gids en waardin op die bus.
die mannetjie moes saam. So ek was letterlik 3 weke oud toe ek my eerste toer onderneem het en natuurlik nooit my ma sê dis hoekom ek nie kon waarwiele doen nie, nooit geleer kruip nie, want ek het sommer hier in die bussegangetjie tussen die oumas en die oupas geleer loop so op 'n bus groot geword. Ja, ek dink ek is maar net gebore vir dit, 'n liewe toer, liewe reis, liewe mense, lief daarvoor om die mooi van die natuur met mense te deel en dit is aan die einde van die dag ook waar dit gaan, die natuur en om dit te bewaar en om mense bewus te maak van al die mooi en ook die sensitiewe in die natuur en ja. Ons praat 'n bietjie oor daai sensitief. Plante, ek sien is in die nuus. Ja. Die mense wat die plante daar uithaal, soms so by die duisende en dit op die swartmark verkoop. By die 100.000e na miljoene. Rarig. Dit is renostersstropery is baie erg. 'n Mens kan nie genoeg daaroor praat nie, 'n mens kan nie genoeg doen om dit te bekamp nie, maar my opinie, plantstropery het renostersstropery nou verbygevat. Dis hartseer. En die redes waarvoor dit gedoen word is ook belaglik. Jy kan daai plante in die kwekery gaan koop vir 'n fraksie van die prys, maar vir een of ander rede die versamelaars, nou wil ek ook net vir ons luisteraars sê, dit het absoluut niks te doen met medisinale waarde of enige so iets soos in die geval van renostersstropery nie. Is eenvoudig versamelaars wat hierdie pragtige klein dwergvetplantjies, die baba boutjies en vinger en duimpies en dobbelsteentjies en krapoogies of in hulle tuine wil hê of op hulle balkon in die 54ste verdieping iewers in die ooste, omdat hy nie 'n tuin het nie, is daai plantjie nou maar sy tuin. Maar wat hartseer is daai plante is beskikbaar in die mark. Daar's kwekerye wat die goed kweek. Op Van Reinsdorp waar ek bly is 2 kwekerye wat die plante kweek en luisteraars wat belangstel nie goed, gaan koop vir jou plante daar. Dis pragtig. Maar vir een of ander rede is hierdie, ek wil hulle sottelike mense noem, want dis wat hulle is, 'n plant wat uit die natuur uitkom. En die impak op die natuur is ongelooflik. Daai plante wat wel gekonfiskeer word by padblokkades of wanneer daar nou 'n mense gevang word, kan nooit weer terug hervestig word in die natuur nie. So dis hartseer. Jy weet nie presies waar daai spesifieke plant vandaan kom nie, want hulle haal die goed by duisende uit. Nou, wat dink jy sou 'n effektiewe manier wees om die ouens te keer om dit te doen? Daar's mense wat kundig is in die gebied. Ek het my eie opinies rondom dit. Ek probeer maar net doen wat ek kan, waar kan om te help. Jy vermy die antwoord en want almal het 'n opinie, ek het 'n opinie. Ek glo jy tel die mense op en jy laai hulle 50 km binne in die Kalahari af en jy niks boetes niks nie. Jy sê net okay, hier's vir jou 5 liter water en dis baie kompleks. Dis baie elke keer as jy vang 'n laai is jy 50 km van die probleem is nie die ouens wat die goed stroop nie. Die probleem is die ouens wat betaal om die goed te laat stroop. So dis nie Piet en Klaas en is die mark koes wat op die straat die goed afhaal nie. Dis dis die mark en ja, ek weet nie, my opinie sou wees kweek die goed. Laat hulle lyk soos habitatplante en stuur hulle in die mark in vir R1 'n plant China toe en laat die mense genoeg plante koop en dat daar nie 'n prys is op die goed nie. Dis die ene wat my altyd opval, Mike, is kyk, is die een ding, die Chinese onwettige byvoorbeeld renosterhorings en sulke goeders, is 'n baie eerlike mark. Jy kan weet as jy daai renosterhoring koop aan die ander kant, hy kom van 'n renoster af. Ons weet want ons het die renoster sonder horings hier. Ja. Dooie karkasse en al. Ja. Jy hoor wat ek sê, dis ten minste is 'n eerlike mark. Maar ja, ek weet nie, is net hier is 'n baie diep gesprek. Nee, dit is 'n regtig dit is 'n gesprek op sy eie alleen. Maar ja, dis bietjie morbied, dis hartseer en dis vir my nogal 'n teer. Maar jy sê mense kan dit sien, jy kan dit sien in die natuur. Jy kan sien hoe die plante winder word. Ja en nee. Elke ou wat daar verbyry gaan dit nie sien nie, want dit is nie kremetaartbome nie. Dit is klein dwergvetplantjies so groot soos van 'n 10 sent muntstuk tot 'n groot plant wat so groot is soos 'n R5 muntstuk. Ons praat van klein, so jy sien dit nie. Ek wat in die veld kom en sien, hier's 'n plek wat gestroop is. Ja. En ons weet nie, ek meen as alles uitgeroei is, weet ons nie of ons vir die nageslag nog dit kan wys nie. En weet jy nê, Antoine, op my Namakoland se blomme toere, wanneer ek mense vat en die mooiste veldeblomme gaan wys. Die pragtigste plase, die asemrowendste natuurtonele en majestueuse bergreekse en alles op 'n toer en ek stop ook met hulle in die Knersvlakte. Dit is nou waar die dwergvetplantjies vandaan kom.
kry ek dit dikwels na 'n toer, dan moet ek ook dalk net gou verduidelik, op die toer, wanneer ek daar stop, op 'n oggend baie vroeg, op pad na byvoorbeeld Springbok of die Kamiesberge, is dit nog baie koud in die Knersvlakte en daar's so skrilwindjie wat waai en dan stop ek die bus en sê ek, right, kom ons klim gou uit hier in die Knersvlakte en dan is daar mense wat sê, no, dit gaan nie gebeur nie. Dis koud daar buite, daar's nie blomme nie, ons is op 'n blommetoer, ons het gekom om blomme te sien. Ons kan sien daar's niks daar buite nie, dis net bossies en wit klippies. As ek okay, die van julle wat die versteekte skatte van die Knersvlakte wil sien, klim saam met my, dan gaan soek ons hulle tussen hierdie kwartsklippies. En dan is daar 'n klomp mense wat baie geïnteresseerd is en nuuskierig is seker die regte woord. As jy jouself weer kan kry, dan is daar hele bus se mense op hulle knieë besig om te kyk of hulle die sentkannetjie kan ruik en die baba boutjie van nader af te neem. En wanneer ek nou besef, luister, ons sal moet aanstap, die son is besig om water te trek, ons het nog baie plekke om te sien en baie blomme om te wys, dan sukkel ek om daai klomp mense weer terug te kry in die bus, wat nou net nie wou uitgeklim het nie. Maar Antoine, na so 'n toer is dit dikwels meer as nie die geval dat mense vir my sê, Mike, die Knersvlakte, daai plek waar jy gestop het met ons en vir ons daai klein plantjies wat ons nooit eens van geweet het nie, gewys het, was vir ons die hoogtepunt van hierdie toer. En, ja, so daai plek praat met jou, hy klim diep in jou hart en hy bly vir ewig daar. Ek het so baie vrae en ons hardloop na die tyd uit, maar ek wil jou wel vra, en ek dink jy het nou eintlik al die antwoord hier gegee. Waar versteekte juwele, hierdie ek sê jy's Knersvlakte is definitief een van. O ja, verseker. Daar's baie versteekte juwele. As ek nou met weier en groter praat, as jy byvoorbeeld Namibië gaan toer. Ons het ook toe ek my toere destyds beplan, toe so 'n voertuig aangeskaf wat geskik is vir die regte al die paaie in Namibië is nie altyd goed nie. Potholes is hier, maar daar's soos grondpaaie wat baie sleg kan wees. En daar's 'n pad genaamd die D707. En ek kan mense wat Namibië gaan toer met hulle 4x4's regtig waar aanbeveel, gaan ry daai pad. Dit word deur die mense daar beskryf as die Chapman's Peak van Namibië. Dis 'n versteekte skat, want almal ry Helmeringhausen om, dit is die groot pad. Nog 'n skat daar in Namibië is die pad tussen Ausengeer en Rospina teen die Oranje rivier. Ongelooflik, jy kan nie glo hoe mooi hierdie bergwoestyn wat so dor en droog is kan wees langs hierdie pragtige rivier, en jy sien baie keer wild bobbejane natuurlik en klipspringers en so meer, al langs die rivier, maar daar's regtig waar baie versteekte skatte. En dan in Namakwaland self is ons baie geseënd dat ons daar bly en dat ons die mense van Namakwaland ken en 'n goeie verhouding oor die jare gebou het met die boere. So om net vinnig in Namakwaland te raak is. As jy nou sê boer, dan beteken dit jy kom op plekke uit waar die publiek oor die algemeen nie uitkom. Absoluut. Dit is amper wanneer mense my vra, hoekom moet ek saam met jou kom blomme kyk? Sê ek, jy hoef nie, maar doen ten minste jouself 'n guns en kom kyk net vir een dag op 'n dagtoer saam met my blomme en kom ervaar net die plek. Dit help jy kom ry net deur die streekie. So, ja. My tyd hardloop nou uit, ek wil net vinnig by jou hoor. Wanneer is die beste tyd vir Namakwa? Augustus en September. So, nou sal mense vir my sê, maar dit is die hele blomseisoen, Augustus en September. En wat se week in daai tydperk moet ek kom kyk. Dit maak nie saak wat se tyd jy kom kykie, want die blomme wat in die begin van die seisoen blom nie in die middel nie en blom nie aan die einde nie. Elke liewe week is anders, verseker. Elke week is anders. So ja, jy maak net seker as jy kom, doen jou huiswerk goed of kom klim saam met my op 'n bus. Waar kan mense jou volg? Namakwa Toere, Afrikaanse spelling op Facebook. Ons het nou 'n baie oulike dametjie in die kantoor ook wat vir ons so 'n bietjie op YouTube en Instagram en al die ander sosiale media platforms ook aan die gang hou, maar ons webwerf het al ons toere, maar op Facebook sou ek sê kan jy lekker saam met ons reis, want elke toer wat ons doen, elke bestemming waarheen ons gaan, selfs hierdie rekkie toer wat ek en Marney nou op ons eie gedoen het, foto's en video's laai ons daar, so lekker interaktief, mense kan vra en lekker saam met ons. Augustus en September
Ek dink ons moet 'n plan. gaan ons weer kuier. Ek dink ons moet al is dit telefonies of via wat ook al, dat ons die regte klank kry terwyl jy daar is, miskien of so iets. Graag, ja. Met jou direk praat. Verseker, ons gaan nie vasmaak ek moet gaan video oproep gedoen het van ja. Ons gaan, maar dan sit ons dit op sosiale media, ons doen 'n video oproep of wat ook al, maar ek weet nie of die sein daar is in Namakwa nie, maar ons gaan plan maak. Mike Spies van Namakwa Toere. Legende, dankie vir die vir die ekstra melktert. Ons is nou oor laai. En syne is die lekkerste van almal. So ons gaan nou ek vat die helfte huis toe. Mike baie dankie. Ek hoop ons kuier weer. Ek sal graag weer by julle kom kuier hier langs Loftus. Lekker. Huiswaarts, boswaarts, veldwaarts, bergwaarts, seewaarts. Kry alles wat jy nodig het vir elke avontuur met Outdoor Warehouse se wye reeks kampeer en buitelug toerusting. Outdoor Warehouse, trotse borg van die buitelewe program.